die ou tabernakeltjie. En ek was al baie keer terug, 'n uur of 2, of miskien in vir 'n diens. Hierdie is my eerste keer om terug te kom, of enige plek om my herlewing te probeer hou. Ons begin vanaand. Herlewing in my opinie bestaan nie uit om nuwe lidmate in te bring nie. Herlewing bestaan nie uit 'n klomp bekerings nie. Al gaan daardie dinge saam met herlewing. Maar herlewing is om te laat herleef wat jy al reeds het, net om hulle te laat herleef. En nou het ons 'n baie wonderlike pastoor hier, Broer Neville, wat net hier voor op die sitplek sit, 'n bietjie hees vanaand van 'n verkoue. En ek gaan dit regtig tuis bring. Ek was altyd toe ek hier was ek die pastoor, ek was die sangleier, ek het die offerande opgeneem, ek het die skuld betaal, ek was die opsigter, ek was die skrynwerker, en ek het net die as uit die stoof uitgevee en gedoen wat ook al opgekom het om gedoen te word. 17 years of that. Toe gewerk by die openbare werke maatskappye aan die kant. 17 jaar daarvan was ek hier. En ek is baie bly vir hierdie ou struktuurtjie vanaand. En dis beslis soos 'n geboorteplek vir my. Nie baie uitspattig nie, maar dis nie so reusagtig nie. Maar dis 'n tuiste en ek voel baie gemaklik. En ek is so bly daarvoor. En nou, ons dienste gaan miskien aanhou, wat ons bekend gemaak het, vir 5 aande tot Sondag aan. En ons gaan leer uit die skrifte lering. Nou, in hierdie lering sal dit bestaan uit niks behalwe die Bybel nie. Nou en dan, en nou in die diens, wil ek baie duidelik maak dat in die begin nou, dat ons die regte agtergrond sal kry. Ek glo julle, ons wil dit eers hê en ons sal die reëls en die regulasies sien en wat ons alles doen, sodat voor ons gebed het en die dienste begin. En nou beplan ek as die Here wil om vanaand te preek oor die kerk, die 5 aande oor die kerk. Die eerste aand vanaand is Israel in Egipte en môre aand as die Here wil is buite by die Skelfsee. En dan die volgende aand voor die koperslang, dan op Saterdag aand by Kades Barnea. En op Sondag aand wil ons hulle oorneem in die tuisland. En dis alles skriflering en bring julle Bybel want ons is net skrif na skrif. Baie oproepe wat ingekom het om vir die siekes te bid en sovoorts, maar ek het soort van daarvan weggebly. Ek probeer my gedagtes streng by Bybellering hou. En nou weet ek nie wat ons Here sal doen nie. Ons wag vir die oorseese roeping om oorsee te gaan. Ek het gedink hierdie was 'n wonderlike tyd. Miskien van dan af sal Broer Neville miskien beter voel teen daardie tyd. Kan hy miskien net van daar af optel en voortgaan in hierdie herlewing. Ek wil dit graag sien voortgaan deur Paase en ek wil graag 'n baie groot doop hier hê Paasoggend. Sou dit nie wonderlik wees nie? Net vir 'n tyd vir 'n groot klomp om gedoop te word. Ek reken daar is 'n paar jong mense hier wat gedoop gaan word. En nou terwyl ek besig is met die saak van die jong mense, nou ons het 'n paar besoekers. Ek dink nie ek weet wie wel hierna toe kom en wie nie. Ek ken net nie die 12de hoofstuk om te begin en julle met potlode en papier. Ons het 'n paar ekstra Bybels as iemand graag 'n paar skrifte wil volg en een wil hê. Een van die ouderlinge sal bly wees om dit net nou vir julle te bring, as julle julle hand sal opsteek. Ons het 5 of 6 Bybels hier. Die ander is net Nuwe Testamente, broer, en ek gaan meestal in die Ou Testament wees vanaand. In die bestudering van die skrif is ek beskuldig en maak baie gebruik van tipologie. Wat tipologie is die ouwe met die nuwe te tipeer. Ek sal julle sê hoekom ek dit doen. Dis as gevolg hiervan. Partymal waarmee die geleerders en soort die groot woorde gebruik
om vir die Bybel sy terme of uitsprake te gee. Ek is tevrede om die koning James vir myne te neem, dat hy die storms langer oorleef as enige vertaling tot nou, en ek glo dit net so. En ek glo dat die hele skrif leer dat die hele Ou Testament 'n skaduwee was van die dinge wat sou kom. Daarom, as ek na daardie muur toe gaan en my skaduwee is daar voor my, sal dit iets wys soos wat ek is wanneer ek daar kom. Dit sal wys of ek 'n 4-voetige dier is, of dit 'n voël is, of wat dit ook al is, die skaduwee sal dit wys. En die Ou Testament was 'n skaduwee of 'n tipe van die Nuwe Testament. Die hele Ou Testament het na Golgotha gewys. I believe by the help of the Holy Spirit that through the weeks coming, ek glo met die hulp van die Heilige Gees dat deur die weke wat kom, hoe lank ek weet nie, maar ek kan bewys vanaf elke hoofstuk van die Ou Testament het gepraat van Jesus Christus en alles is vervul in hom. En ons in hom is volledig. Hoe eenvoudig het God dit gemaak? In Christus is ons volledig. Nou, die mens het altyd probeer om homself te red en verskillende dinge te doen om deur gered te word. Maar dit was nog nooit in die Nuwe Testament deur enige werke van ons eie nie. Dis deur genade word jy gered deur geloof. Dis die enigste ding wat jou kan red, is genade. En nou, ek het die hande laat opsteek 'n rukkie gelede, sonder om te weet wie lidmate hier van die kerk is, en wie nie is nie, om te kyk hoe dit ooreenstem met Christendom. En dit is skynbaar dat julle omtrent 99% Christen is hier vanaand, en ek hoop dat die ander nou is. Nou, die boek van Genesis is die saadhoofstuk van die Bybel. Dit is die begin. Die woord Genesis beteken die begin. En nou môre aand moet ons in Exodus ingaan om die kinders te kry. En die woord Exodus kom van die woord van uitroep, uitgaan. Die kinders van Israel was geëxodiseer. In hulle Exodus het hulle uit Egipte uitgegaan na die beloofde land wat God hulle gegee het. Nou, om die prentjie van die kerk reg te kry en dit te tipeer met vandag, moet jy teruggaan in die saad om dit in Exodus in te bring voor dit die Exodus kan hê. Nou julle of dit bring in die waar julle kan sien waar die kerk is en hoe hulle in Egipte gevestig het. En dan sal julle sien hoe God hulle uitgeroep het. En dan deur die res van die week sal ons reguit na die skrif toe gaan soos daardie. En vanaand wil ons baie skrifte gebruik as die Here wil om te leer. Nou, die eerste plek wat ons wil uitvind is hoekom. Dit was die grootste ding wat ek onder Christen mense gevind het dwars deur die hele wêreld, was 'n vrees. Hulle is altyd bang. Wanneer 'n klein siektetjie tref, is hulle bang. Baie, ek wonder partymal, en nou is ek saam met julle. Maar nou, wat ek vanaand probeer doen, en in hierdie komende week, is om daardie vrees te probeer verdryf deur God se woord. Nou, jy sal na my toe kom en sê, wel, broer Branham, ek glo hierdie, nou ek glo daardie. Daar's net een manier in die wêreld om te bewys, en nou, ek kan nie iemand se ondervinding, iemand se kerk ritueel volg nie. Daar's net een ware bewys van waaroor dit alles gaan, dis God se woord. Nou, as God se woord 'n sekere ding sê, dan moet ek glo dat dit die waarheid is. Onlangs het daar 'n jong prediker na my toe gekom en hy het my vertel van 'n sekere situasie en gesê hy het daaroor gebid. En hy het gesê die Here het aan hom geopenbaar dat dit 'n sekere manier was. En ek het 'n bietjie na hom gekyk en ek het gesê, broer, dis baie mooi.
Ek gesê, ek waardeer dat die Here dit vir jou doen, maar laat ek vir jou iets vertel. Dis teenstrydig. Hy het gesê, wel, die visioen het van God afgekom. Ek het gesê, dit kon nie, broer, want dit was teenstrydig met die woord. Nou, ons moet alles deur die skrif bewys, nie wat as dit teenstrydig is met my geloof en tog sê die skrif so, is die skrif reg en ek verkeerd. Sien, die skrif is altyd reg. En enigste manier wat jy enigiets kan doen, is om terug te kom na die skrif toe. Nou is dit waar. Nou ek hou daarvan om julle amen te hoor sê wanneer julle dit glo, julle sien. Amen beteken laat dit so wees. Nou ons kan nie. Iemand het my nou die dag gevra, wel selfs vandag, oor 'n sekere persoon wat 'n suksesvolle persoon was in 'n sekere ding wat hulle gedoen het. En gesê, o broer Bill, die Here moet daarin wees. Ek het gesê, hy kan nie. O gesê, hulle kry siele gered. Ek het gesê, dit kan nie wees nie. Want as dit is dit teenstrydig met sy woord. Dan God gaan nie een ding sê en dan 'n ander ding sê nie. Hy gaan een ding die heel pad deur sê. Sien, God kan nie lieg nie. God is onfeilbaar. Sy woorde is. Om God te wees, moet hy soewerein wees. Julle sien, en hy het. Nou sê julle, wel, dink nie as God 'n sekere ding hier gedoen het, al sê sy woord wel. Hy het gesê nee, die Bybel het gesê, hy wat wegneem of byvoeg by enige iets wat in hierdie boek is, sal weggeneem word uit die boek van die lewe vir hom. So daar die rede, altyd deur alles, nie deur ondervinding of nie deur hoe dit lyk nie, maar deur wat God se woord gesê het. Nou, die Nuwe Testament het Paulus gesê, al sou ons of 'n engel uit die hemel kom en enigiets anders leer as wat julle gehoor het, dis Galasiërs 1:8, as julle dit wil neerskryf, laat hom vir julle vervloek wees. Nou daarom, laat ons nou teruggaan en die begin kry en uitvind hoe seker hierdie woord is. Nou hou dit in gedagte. En soos ons deur hierdie Bybel soek, sal julle sien dat die ratte van God se wiel draai stadig, maar seker. Dit mag lyk op dit miljoen myl weg is, maar sy maal net daarbo die heeltyd en een van hierdie dae sal dit hier wees. Nou, maak nie saak wat nie. Neem jy net enige van die. Wens ons het nou tyd gehad om omtrent 6 of 8 maande Bybelstudie hier te hê, om die boek van Genesis te neem en nooit Genesis te verlaat nie. En ek glo binne die volgende 3 of 4 weke van studie in Genesis en sien hoe elke draad daarvan reg deur die Bybel gaan, elke woord daarvan. Nou ek het 2 jaar gehad wat ek nou self in Genesis bestudeer het. En steeds is ek op my tweede termyn daardeur en nie eens weer halfpad daardeur nie. Wel, dit was, ek het weke geneem en net met 2 of 3 verse. En jy vind uit dat in daardie saad, as jy wil weet watter soort oes jy gaan kry, of wat hierdie is wat groei op die land, gaan terug om uit te vind wat die saad is. Die saad sal net presies voorbring wat dit is. Dit sal van sy soort voorbring. 'n Mielie sal 'n mielie voortbring, 'n kankerroos 'n kankerroos, 'n koring 'n koring. Wat dit ook al is, dit sal voortbring net wat die saad was. En al hierdie sektes en opslag en al hierdie dinge en ismes vandag, deur God se genade is dit elkeen geskryf in Genesis, waar dit sy begin gehad het destyds daar, en dit het net 'n ander naam. Maar as jy kyk na hoe die Gees gewerk het in daardie dag, en kyk hoe dit vandag werk, en jy sal sien, dis presies dieselfde ding. Vriende, sommige daarvan is treffend. Julle sal verbaas wees om te weet dat sommige daarvan in die hoogste kerklike sfere is. Nou kyk net na die Gees, hoe dit opgekom het destyds daar in Kain, hoe dit afgekom het deur Gam, verder af deur Nimrod, in Babylon, in uit Babylon uit, afgekom tot in die dae van die koms van Jesus. Leraars, Bybelstudente, en hulle het nie die Here Jesus Christus erken nie. En daar het hulle daar gestaan, slim geleerdes, heilige manne, regverdig. Die woord geken, het elke letter daarvan en waar dit was en hoe dit geskryf is, en dit uit die hart geken, deur en deur, elke boekrol, alles moes gebore word in 'n sekere geslag van manne of 'n priesterdom wat moet kom, of 'n stam, om uit te kom om 'n priester te wees. Slim geleerdes, kweekskoolstudente, vandag so ver agterin wees in vergelyking met een van hulle, en tog nie vir Jesus geken nie. En toe Jesus gekom het, was hulle heilige manne, en Jesus het gesê, julle is van julle vader, die duiwel.
gesê, julle dwaal omdat julle die krag van God nie ken nie, en ook nie die woord van God nie. Kan julle voorstel, die Here Jesus Christus, wat 'n heilige, regverdige, geleerde Bybelstudent 'n duiwel noem? Maar hy het. En nou as julle sal teruggaan, sal julle uitvind waar dit vandaan kom. Kyk, dit beweeg reguit uit vandag in 'n verskriklike krag. Hoe dit betaam julle, my broer, suster, om te oorweeg waarna julle luister, en julle moet nooit Satan se mag van misleiding onderskat nie. Julle moet hom nooit onderskat nie. Hy is so glad as wat hy kan wees. En die Antichristgees is nie kommunisme nie. Nee. Die Antichristgees is so na aan die regte ding, dat dit die einste uitverkorenes sal mislei indien moontlik. Jesus het so gesê, Matteus 24, dis 'n godsdienstige gees. Hoewel Kain en Abel was broers, en die kraai en die duif het op dieselfde steier gesit. Esau en Jakob was broers. Judas en Jesus was in dieselfde kerk, een die prediker, die ander een die tesourier. Sien daar altyd net die misleiding. Die leuen wat Satan vir Eva vertel het, was 90% waarheid. 90% waarheid. En die leuen wat jy kan vertel, hoe ek mans gedeeltes in die skrif hoor vermy het, net om te keer, dit skaad hulle teologie, sien? Maar as hierdie deel reg is daar die deel reg. Laat ons dit bymekaar sit en dit laat pas deur die hele Bybel. Nou in die begin toe God. Ons sal nie tyd hê hierin om daarna toe terug te gaan nie. Maar ons gaan hier bo aan die begin van die kerk begin. En dit was toe God. Nou die woord kerk beteken uitgeroeptes, die uitgeroepte mense. En ek glo in elke denominasie onder die hemel vandag moet daar 'n paar goeie mense in elkeen van hulle wees. En ek glo dat as Jesus kom, sal dit 'n uitgeroepte groep wees. En ek glo dat ons ver weg is van die koms van die Here. So ver dit die kerk betref, ons toestande is in geen toestand vir die koms van die Here nie. Ons kan nie geloof hê vir goddelike genesing nie, wat nog te sê om weggeraap te word. Daar moet iets gebeur. Wel, as iemand van wegraping praat, sê hulle, waarvan praat jy? Party van die mense lidmate van die kerk praat van goddelike genesing. Ek glo nie in so iets nie. Hulle kan nie sien nie. Sê, wel, ek glo, hulle het hulle gehipnotiseer. Wel, hoe kan daardie persoon ooit in 'n wegraping gaan? Hoe kan hy uit die dood opstaan wanneer daar niks is om uit op te staan nie? Daar is niks daar om hom op te wek nie. Dit is net 'n skyngeloof, verstandspiritus. Wanneer jy sê, ek glo Jesus Christus is die Seun van God, is dit net goed. Maar broer, as dit nie uit die hart kom nie, wel, is dit net verstandelik. En dit kan nie uit die hart kom voordat die Heilige Gees daarvan getuig nie. Jesus het gesê, niemand, of die Bybel het gesê, niemand kan sê Jesus is die Christus nie, net deur die Heilige Gees. Jy kan dit nie in jouself sê nie, die Heilige Gees moet dit uit jou uitspreek. Kyk toe Jesus, toe Petrus hom belei het, het hy gesê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hy het gesê, geseënd is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit oorweldig nie. Is dit nie reg nie, so julle sien waar by ons is? Nou 'n kern, nou gaan ons begin. In die begin het God geroep en sy mense uitgeroep. Praat ek te hard, broer Cox, of nie te hard genoeg nie? 'n Bietjie te hard, ek's jammer ek. Hierdie dinge het 'n verskriklike stem. En ek was gewoond aan eislike ou groot skure en auditoriums en buiteliggende dinge en ek skree bietjie te hard. Ek bedoel nie om op julle te skree nie. Nou, in Genesis die 12de hoofstuk begin ons vir ons eerste vanaand. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land uit en uit jou familie en uit jou vader se huis na 'n land wat ek vir jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak, en ek sal hulle seën wat jou seën, en ek sal jou naam groot maak, en jy sal 'n seën wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en sal hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.
Abraham wat van Babylon afgekom het saam met sy vader onder in Siniar, die Siniar, die vallei van Siniar, waarheen die siele van baie gereis het na die vernietiging van Babylon, of die verwarring plaasgevind het. Abraham se vader, ouer, het Abraham en sy geliefdes afgebring na Siniar. En daardie hele land, onder al daardie mense, het God guns gevind by een man het guns gevind by God, liewer. Nou, ek wil hê, julle moet oplet, dit is die begin van Christendom, van die kerk. En ek wil hê, julle moet oplet, dit was nie omdat Abraham 'n goeie man was nie, dit was omdat God vir Abraham uitverkies en gekies het. Dit was nie Abraham wat vir God gekies het nie, dit was God wat vir Abraham gekies het. Kan julle dit sien? En kyk nou. Nou soos dit toe was, so is dit vandag. Dit is nie jy wat vir God kies nie, dis God wat vir jou kies. Nou, dit mag baie sterk wees en ek wil hê julle moet oplet. Onmiddellik na keuse, uitverkiesing, is dit skeiding van al die res, sodra hy roep. Hy kies, roep. Dan wanneer hy roep, skei hy jou van alles wat aan jou hang. Dit bewys dat dit nie 'n denominasie is nie. Dit is nie 2 of 3 mense bymekaar nie. Hy verwag elke individu. Amen. Dis 'n individuele saak vir elke persoon. Dis nie omdat my moeder daar gered is, dat ek gered is nie. Dis omdat God my gekies het in Christus. Ek wil hê, julle moet dit sien. Nie jy wat jouself kies nie jou keuse hoeveel jy gebid het toe jy 'n nuwe blaadjie omgeslaan het nie. Jy het niks daarmee te doen gehad nie. God, hoogwister, wanneer hy sien wat waarheid is. Jy sê, bedoel jy dat ek nie na die Here toe gedraai het nie? Nee, meneer, jy het hoegenaamd geen manier gehad om na die Here toe te draai nie. Jou hele geaardheid, jou hele samestelling was teen God. God het jou geroep. Dit was altyd so. In die tuin van Eden, toe die mens gesondig en eers kyk na die geaardheid van 'n sondaar wat weggryp. Maar dit moes Adam gewees het wat God geroep het. Dit was Adam wat weggekruip het en God wat Adam geroep het. Sien julle dit? Dis die aardheid van 'n sondaar. Wegkruip, weghardloop, agter iets te skuil. Maar God wat roep? O, goeiste, genade, onuitspreeklike genade. God wat roep. En let nou op, julle sê, o, dit was Adam en Eva. Dis altyd deur die Bybel dieselfde. Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie trek. Is dit reg? Nou, dis die woord. En dis hoe ons dit wil hê, die woord. Dan weet jy waar jy staan. Hoeveel hier binne is Christene vanaand, weet dat julle Christene is. Daar is iets in julle wat sê julle is 'n Christen. Ja goed, julle sien, wel, julle behoort die gelukkigste mense in die wêreld te wees. Julle moet dit net glo, goeiste, dis maklik. Neem God se woord daarvoor. Nou, voor jy 'n Christen kan word, het God jou geroep. Nie jy wat God roep nie, God het jou geroep. Nou, hy het Abraham geroep en hy is die vader van ons almal die geloof. Let nou op, hy het gesê, Abraham. Nou, dis uitverkiesing. Ek wil op daardie uitverkiesing ingaan sterk, man, dis die waarheid. Nou, jy het nie net toevallige Christen geword nie.
Want jy het 'n Christen geword voor jy in hierdie wêreld was. Voor jy gebore is, het God jou verordeneer om 'n Christen te wees. Vanaf die tuin van Eden, van voor die grondlegging van die wêreld af. Hoe sê jy, is dit reg, broer? Dis die waarheid. God, voor daar ooit enige iets was wat jy geweet het. Daar was 'n tyd wat jy geweet het, jou verstand is nou verdonker daarvoor. Daar was net een man op aarde wat geweet het dat hy tevore was, en dit was Jesus. Hy het gesê, verheerlik my Vader met die heerlikheid wat ek by u gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Hy was die geïnkarneerde God. Hy kon daar terug beweeg en weet wat dit was, maar ons verstand is daar verdonker. Ons is verordeneer, voorbestem. Weet julle wat voorbestem beteken? Die bestemming van enige iets is vooraf gesien deur God. Amen. Dis nou nie afgeronde melk nie, let op, ek glo dat dit julle oorbluf. Ons beter soontoe gaan net 'n oomblik. Blaai saam met my na Efesiërs, die 1ste hoofstuk, en laat ons net 'n bietjie lees. Want ek is bang julle mis dit en dink dis net wat ek dit sê. Ek doen dit nie, luister nou mooi. Ons sal by die kerk kom binne 'n paar oomblikke of oor 'n rukkie. Nou Paulus praat rig Efesiërs 1 ronduit aan die kerk. Dis wat ons vanaand doen. Hierdie is nie vir babas nie, hierdie is vir volwassenes. Nie vir babas nie. Klein babas, ek het 'n kleintjie daar agter wat so pas geleer is om te loop. Hy sou bloeps neerval, weer opstaan, en hy het gedink hy doen iets groot. Ek was een so, maar nou is ek 'n man, ek het die dinge van 'n kind afgelê. Nou ons moet by volle doktrine kom. Ek hou van goeie ou uitroepdienste waar ons net hande klap op skree en 'n lekker tyd het, groot kragdadige dienste en dinge het, dans op die borrels as ware. Then when the showdown time comes, you don't know where you're standing. Maar wag, dan wanneer die konfrontasie kom, weet jy nie waar jy staan nie. Laat ons teruggaan en uitvind. Laat ons uitvind wat ons dit laat doen. Laat ons terugkom na die fondasie sien waar ons is. Paul, an apostle of Jesus Christ, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Ek hou net daarvan. Geen kweekskool het my uitgestuur nie. Die wil van God aan hulle wat in Efese is. Nou kyk, hy rig dit aan die gelowiges in Jesus Christus. Kyk, rig dit reguit aan wie? Nie aan sondaar nie, nie aan babes nie, maar aan hulle wat volwasse is. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Kyk, genade vir julle en vrede van God die Vader en van die Here Jesus Christus. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in hemelse plekke in Christus Jesus. O goeieste, sien wie hy aanspreek? Nie kom babas nie, aan mense wat in hemelse plekke gesit het en geseën is. Nou het gesê, julle weet iets, julle is geleer, julle is gered, en ek wil julle vertel waaroor dit alles gaan. Hoe ek hou daarvan en julle, ek wil julle voete 'n bietjie bo in die hemel sit, in plaas van so aardsgebonde te wees. Te sê, nou ek wil vir julle sê hoekom. Ek wil vir julle 'n klein hupstootjie gee, 'n klein herlewingkie, 'n bietjie stimulasie. Amen. Ek hou van die stimulasie. Bou jou soort van op, veral wanneer jy weet waar jy kan sê, dis so spreek die Here. Nou wil ek met julle praat, het hy gesê, julle wat sit in hemelse plekke in Christus Jesus, saamgeseën is met alle geestelike seëninge, die gawes van God wat manifesteer. Goddelike genesing, profesie, alles wat uitgaan. Nou dat julle volwasse mense is, wil ek met julle praat. Ek rig hierdie aan julle. Nou kyk volgens. Amen. Nou hier is dit. Ek hoop dit regtig, ek gaan dit baie goed laat insink, want dit sal goed doen. Dit sal miskien reg in die bene ingaan.
He hath chosen soos hy us in ons him. in hom uitverkies het. Who did? I heard it and No, you never. He Wie het? hath Ek het dit chosen gehoor us, en ek het hath gekom. this, Nee, jy het nooit. hath chosen Hy us, het the uitverkies. church, Het verlede in tyd him. ons die kerk in hom uitverkies. How long Hoe lank ago? gelede, Last Paulus, week, verlede or week, when you of helped toe the jy die revival? herlewing No. gehou het? Nee, Before the foundation of the world. vir die grondlegging van die wêreld. Now you can ride on the clouds. See? He done what? Nou kan julle op die He wolk chose sien. us Hy het wat in gedoen? him, Hy het Christ, ons in hom, before Christus, the uitverkies foundation of the voor die world. grondlegging van die wêreld. Wens ons het 'n bietjie tyd gehad om na Job 7:37 te gaan en daar te sien waar hy gesê het: "Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Voor ek die aarde gegrond het, verklaar aan my waar hulle vasgemaak is." O, waar was jy toe die môresterre saamgesing en die seuns van God uitgeroep het van vreugde? Vir Job vertel, omgord jouself soos 'n man. Ek wil met jou praat. Now, Paul says he chose us in him, the church. Nou sê Paulus, hy het ons in hom uitverkies, die kerk, voor die grondlegging van die wêreld. Nou kyk, That we should be om heilig te wees, not our own holiness. We say, you believe in holiness, Brother Brad? nie Sure. ons eie heiligheid nie. Wel, sê julle, glo jy in heiligheid, broer Branham? Sekerlik, nie myne nie, in syne. My heiligheid is niks, syne is volmaak. Well, you say then you believe that you can drink or no? I Wel, never dan said sê that. julle, glo jy dat jy kan drink of nee, ek het dit nooit gesê nie. Kyk, 'n koringkorrel kan net koring voortbring. Dit kan nie kankerrose voortbring nie. There's no desire in it, there's no Daar's life in it. geen You begeerte produce daarin nie, other daar's geen lewe daarin om kankerrose mee voort te bring nie. En as ons in Christus Jesus is, don't be deceived. You better search this close. moenie mislei word nie, jy beter dit nou goed ondersoek sien. As jy aanhou sê, wel, ek veroordeel my nie om dit te doen nie. En dit veroordeel my nie om dat te doen nie, dinge van die wêreld. Nou ek kan julle net 'n bietjie seermaak. Die vere na die ander kant toe stry. Maar dis hierdie een seker bewys. Jy was nog nooit by Christus nie, jy is nog nooit wedergebore nie. En wat die wêreld liefhet, of die dinge van die wêreld, die liefde van God is nie eers in hom nie. Nou, as jy net op hom dit te doen, omdat jy weet jy moet dit doen, en op hom hierdie te doen, is die teken dat jy nog nêrens gekom het nie. Wanneer daardie ding dood word in jou en die geaardheid daarvan weg is daar 'n ander persoon daar binne en dit kan dit voortbring. Die Heilige Gees wat in Christus was in jou, bring die Christelike lewe voort. Niks wat jy doen nie, wat hy gedoen het. Hy het dit uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Iemand het gesê, wel, ek weet ek is gered, want ek het ophou rook. Dit was nie waarom ek gered is nie, dit was nie waarom jy gered is nie. Jy is gered omdat God jou uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om gered te word. Dis die skriftuurlike leer, amen. Nou julle sien, ons begin uitvind, dis nie ons nie. Dis hy sien, hy het ons gekies. Abraham kon nie sê nie, wel prys God, ek het van die toring van Babylon afgekom. Halleluja, dis waarom ek gered is. Hy sou die hele klomp toe gered het, as dit die rede is waarom hulle dit gedoen het. Sien, hy het dit nie gedoen. Hy het Abraham uitverkies. En dit was die einste begin van ons verlossing, wat aan die mense gegee is, toe hy hom geroep het, en hom uitverkies, en hom voorbestem, en hom 'n belofte gegee het, en 'n verbond gemaak het met Abraham en sy saad vir ewig. Ons kan voortgaan hier in 'n volle hoofstuk daarin lees, maar ons het nie die tyd nie. Nou God het geroep, kyk, toe hy Abraham hier geroep het, het hy hom geroep deur uitverkiesing, nie omdat hy was nie, omdat God was. En hy het hom uit sy mense uitgeroep en hom geseën en vir hom gesê dat ek gaan jou red. En verder aan hier sê hy, en jy sal na my toe kom op 'n rype ouderdom.
Voor hy enigiets gedoen het om dit te verdien, het God hom gekies, vir hom gesê, en nie net jy nie, maar jou saad na jou, o goeiste, let op. En hy het teruggekeer, die 8ste vers. Nou laat ons 'n bietjie verder lees hier oor hierdie ander ding. En toe het Abraham vertrek, soos die Here vir hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud, by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot sy broerskind geneem, en al hulle besittings. Nou kyk, hy het net daar gedoen wat God vir hom gesê het om nie te doen nie. Hy het Lot sy neef geneem, en Abraham het sy pa geneem. Maar hy het hom nooit gesê om sy pappa te neem nie. Maar hy het hom in elk geval geneem, en enige Bybelleser, lees julle dit in Genesis môre wanneer julle tyd het. Let op dat dit 'n vlieg in die saak was, totdat die ou man gesterf het. Hy was 'n struikelblok die hele tyd, en so was Lot. God het vir Abraham geroep, nie vir Lot nie. Hy het vir Abraham geroep, nie sy pappa nie. Wel sê julle, wat van Sara? 'n Man en 'n vrou is een, Efesiërs. Hulle is een in vlees. Die Bybel het so gesê. Goed, maar hy het vir Abraham geroep en hom gevra en vir hom gesê om homself te skei van alles wat hy gehad het en om oor te kom in 'n vreemde land in. Kyk, 'n skeiding, gaan na 'n vreemde land toe waarvan jy niks weet nie. Dis Christendom. Skei van die dinge van die wêreld omdat God jou geroep het. Ga na 'n ander land toe om onder mense te woon waarvan jy niks weet nie, om 'n pelgrim te wees. Amen. Wanneer ek daaraan dink, kan ek net kwaadlik myself beteel. Pelgrim, vreemdeling. O Jakob op sterwe het voor Farao gestaan en het gesê, ek was soveel jaar op my pelgrimstog. Amen, wat was hy? Hy het by homself begin kom. Die kereltjie het so sleg gevaar. Hy het geweet dat hy net 'n pelgrim hier was. Nou let op. Ons kom af na die 8ste vers in God beloof Abraham hier hoe hy hom gaan red in sy saad na hom. Nou, hy het die verbond onvoorwaardelik gemaak. Dis nie net presies dat hy dit gemaak het, net omdat hy was, dat hy Abraham was nie. Hy het nie gesê, nou Abraham, as jy dit sal doen, as jy dat sal doen nie. Hy het gesê, Abraham, ek het dit alreeds gedoen, dis niks wat jy hoef te doen nie, ek het dit self gedoen. Amen. O goeieste, wanneer ek daarin dink, God het dit self gedoen, onvoorwaardelik. God se verbond is onvoorwaardelik. Jy sê wel, broer, ek het ophou vleis eet, ek doen dit nie. Broer, dit het nie een ding daarmee te doen nie. Dit is nie of jy vleis eet of nie vleis eet, of Sabbatdae of nuwe maande onderhou, of jy Sondagskool toe gaan op Sondag of wat hierdie is nie. Jy's gered onvoorwaardelik. Dan sê broer Branham, dan as ek gered is, glorie aan God, kan ek doen wat ek wil. Ja, meneer. En as jy gered is, broer, het jy geen begeerte vir niks van die wêreld nie. En jou hele hart is daarop gerig, jy kan nie daarvan wegbly nie. Maar solank daar 'n trek daar is, weet jy daar steeds iets verkeerd. Nou uitverkiesing, God het Abraham geroep, vir hom gesê, hy gaan hom red, onvoorwaardelik. Nou kom ons gaan hier na toe, nadat die belofte 'n bietjie later geraak het. Ek wil hê julle moet na Genesis 15:7 toe gaan, saam met my hier net 'n oomblik, en laat ons net vir 'n paar oomblikke hier lees. Goed. En die Here het vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van Kaldea en vir jou hierdie land in besit gegee het. En hy sê, Here God, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? Nou Abraham, na hy die land uitgekom het, die Kaldeers, die land stad Ur van die Kaldeers, die land Sinear, afgesonder uitgekom het. Kyk daarna, net soos Christene vandag, wat nog steeds swer. Kyk. En hy antwoord hom, neem vir my 'n 3 jaar oue vers,
en 'n 3 jaar oue bokoei, en 'n 3 jaar oue ram, en 'n tortelduif, en 'n jong duif. Nou môre wil ek hê julle moet aangaan en dit lees as julle dit neerskryf verder aan. Ek sal dit aanhaal as gevolg van tydruimte, want ek wil julle nie te lank hou nie. Ek wil hê julle moet môre aan terugkom sodat ons reguit hierop kan ingaan. Ons lê net 'n grondslag vanaand, net 'n fondasie sien. Nou het hierdie geneem vers, bokoei en ram en 2, 'n tortelduif en 'n jong duif, en het die ram en vers verdeel en so voorts in hulle uitgelê. Die tortelduif daar ingesit en sonder om dit te verdeel. En hy het die voëls daarvan weggehou toe die son ondergegaan het. En God het op Abraham neergedaal om daardie verbond te bevestig. Neergedaal gesê, nou Abraham, nou gaan ek vir jou bewys wat ek gaan doen. En julle weet, baie van julle mense was hier in die kerk jare gelede, ek het hier dieselfde ding geleer. Ja meneer, destyds in 1949 het ek dit geleer. Goed, sy het dit gemerk in haar Bybel. Kyk, toe het hy neergedaal en vir Abraham gewys wat hy sou doen. Eers het hy Abraham aan die slaap gemaak. Nou Abraham, jy het niks daarmee te doen nie. Nou vir julle wat jouself probeer red. Ek het verstaan dat in die kerk, die tabernakel, nou onder daardie lering gesit het, dat baie mense die tabernakel verlaat het, uitgegaan in sektes en so voort, om allerlei soorte van alles te glo wat geglo kan word. Gestop, party van hulle het opgehou vlees eet en party van hulle het die Sabbatdae en nuwe maande onderhou. En ek reken het offerandes gemaak en alles nadat eintlik geweier het om die woord van God te aanvaar. Dit wys net wat dit hier binne was. Paulus het gesê, hulle het uitgegaan omdat hulle nie van ons was nie. Sien, dis reg, sien, dis waar. Die Heilige Gees sal die woord van God vashou. Daardie dinge in 'n konfrontasie sal bewys word dat hulle verkeerd is. Hy het gesê, Abraham, hy het hom in die slaap gemaak gesê, ek sal jou wys hoe ek dit gaan doen, hoe ek my verbond gaan hou. En hy het daardie diere geneem en kyk nou, toe Abraham aan die slaap geraak het, wat gewys het dat die dood na elke skepsel moes kom. Toe het 'n vurige vuuroond voor hom uitgegaan en 'n vurige vuuroond het die hel verteenwoordig wat elke sondaar verdien het om hel toe te gaan. En toe ander kant dit by die offerande op die heuwel het 'n klein wit liggie gegaan. Tussen elkeen van daardie offerstukke ingegaan. Verbond. As jy sal oplet, daar was baie maniere wat mense verbond gemaak het baie keer. Ons vandag, hoe maak ons 'n verbond? Sê skit, gee my 5. Dis ooreenkoms, dis ons verbond, is dit nie? In die ou dae het hulle altyd in China, weet julle hoe maak hulle 'n verbond? Hulle gooi sout op mekaar. Dis verbond in China, sien? En hulle maak verskillende verbonde, verskillende volke se gebruike. Maar die oosterse gebruik was om 'n dier dood te maak en tussen hierdie dier te staan en dan uit te skryf. Hieroor kan vind jy dit in Levitikus. En hulle skryf hulle ooreenkoms hier uit. Daardie ooreenkoms word in 2 geskeur oor hierdie dooie dier. En hulle neem 'n eed oor die dooie dier dat as hulle hierdie verbond breek, mag hulle liggaam wees soos hierdie dooie dier. En hulle gee elkeen 'n stuk en dan word hulle weggestuur. En wanneer hulle terugkom, moet daardie 2 stukke presies in mekaar pas. Hoe pragtig. God wat 'n verbond maak, wys vooraf wys dat ek het gesweer dat ek dit sal doen. In jou saad sal ek al die nasies van die wêreld seën. Is dit, ek sal die heidene seën, ek sal die swart man seën, die geel man, die wit man. Ek sal elkeen seën deur jou saad, want uit jou sal konings en prinses kom. Hoe gaan u dit doen, Here? Ek sal jou wys hoe. En hy het hom op die hemel gewys, waar daardie stukke verteenwoordig het. En enige Bybelstudent hier weet dat elkeen van daardie 'n reindier was, wat die offer van Jesus Christus verteenwoordig het. Hy was die ram, hy was die vers wat die skeidingswater gemaak het, toe hulle die skeidingswaters deurgehad het. Nou het ons die was deur die water, deur die woord van scheiding, van sonde, deur die woord, deur te glo. En die jong duif en die tortelduif was goddelike genesing, dit alles in Christus. Amen. God showed Abram what he was going to do. Daar het God vir Abraham gewys wat hy sou doen, dat hy deur die saad van Isak, sy enige gebore seun Christus,
sou voortbring. And it was swinging yonder. En is daar oorkant tussen hemel en aarde geslag toe die son ondergegaan het, die duisternis oor die aarde, en daaruit hy hom uitmekaar geskeur. God pulled his soul out of him. God het sy siel uit hom uitgetrek en hy het 'n verbond met die families van die aarde geskryf. Toe daar die kosbare onvervalste bloed van die almagtige God Dripping from Emmanuel's wat gedrup het uit Immanuel se are, hy daar die siel uit hom uitgeskeer het. Hy het gesê, my God, waarom het U my verlaat? His face full of moth. Sy gesig vol spot spoeg, 'n kroon van wrede gespot afgedruk oor sy voorkop, sy spykers ingekap, was Romeinse spykers sy rug geslaan, totdat sy ribbes gewys het, geswaai aan die kruis. Screaming. Dying. Skreeuende, sondaar se dood gesterf, die sonde van die wêreld op hom. En daar het God sy sye deurboor, sy siel uit hom uitgeskeer, toe hy gesê het, Into the hands I command my "Hande gee ek my gees oor," en hy het sy kop laat sak, en die aarde het geskit en sy rotse laat uitspoeg. Daar is hy, daar's God se verbond, daar's die vervulling daarvan. Tussen rotse wat skeer en donker hemel, het my verlosser sy hoof gebuig en gesterf. Die oop voorhangsel het die weg gebaan. 'n hemelse vreugdes en eindelose dag. Oh Calvary, oh Calvary. O Golgotha, Jesus het gebloei en gesterf vir my. Toe het hy die siel van sy eie seun geskeur, 'n verbond geskei en het die liggaam in die grond gegooi. En het daar gelê vir 3 dae en nagte, dit het opgestaan, want dit was nie moontlik dat my heilige verderwing sal sien nie. Ek sal ook nie sy siel in die hel los nie. And his soul was his spirit. En sy siel was sy gees wat neergedaal het in die hel, en hy het opgestaan. God het in sy liggaam opgetel en hom lewe gegee. And took the body of Jesus and set it at his right hand. En die liggaam van Jesus geneem en dit aan sy regterhand in die heerlikheid gesit, en die Heilige Gees teruggestuur as 'n verbond. There you are. Don't fall short of that, brother. Daar het julle dit. Moenie te kort skiet nie, broer, sonder die doop van die Heilige Gees is jy verlore. Dis die enigste, jy hoef jou nie te bekommer oor hemel toe te gaan nie. As daar niks bonatuurlik hierin is nie, kan die deure nie oopsluit nie. Jy kan soontoe loop en jou kop daarteen stamp. But if the Spirit of Maar as die Gees van God daar binne is, sal die Gees van God aan die binnekant die deur oopmaak. Moet die ding hier binne in hê om dit daar kan oop te sluit. Dis reg. So jy is alreeds veroordeel net van wat jy van Jesus Christus dink. Now, here he comes. Torn ribbons. Nou hier kom hy geskeur, verskeer, opgeskeer. Sy siel het na God gegaan. God het hom geseën. And then his soul returned back in the form of the En toe het sy siel teruggekeer in die vorm van die doop van die Heilige Gees, wat in elke gelowige inkom om te heilig, die verstand skoon te maak, die hart skoon te maak, en 'n deel van die Heilige Gees daarin te los, hier en daar. And when the Holy Ghost En wanneer die Heilige Gees uitgegee word, sal daar dieselfde Heilige Gees wat die liggaam van Jesus uit die graf uitgebring het, wegraap. En daardie verbond moet ooreenstem soos hy daar geskeur en die liggaam gegee het. went back to God and the Spirit came back to him. Teruggegaan het na God en die Gees teruggekom het op die aarde, dan sal jou gees dieselfde soort gees moet wees, of dit sal daardie plek mis om saam te gaan. Amen. Yes, sir. Not because you make yourself, but because something... Amen, ja meneer, nie omdat jy jouself maak nie, maar omdat iets die liefde van God in jou siel ingevloei het, wat elke aardse afgod uitgeskeer het. Daar is dit. En daar's iets wat net asemhaal en roep na God. Dis jou siel hier binne wat uitroep na die hemelse Vader. Daar het julle dit. Dit gee jou 'n geloof en jy word die saad van Abraham. You believe God's promise like Abraham did. Jy glo God se belofte soos Abraham het. Al tel hom dit tog, glo jy dit. Getrou. Abraham het nie getwyfel aan die belofte van God deur ongeloof nie, maar was sterk, het God geprys. En jy kan nie gered bly van een herlewing na 'n volgende nie, dan jouself die saad van Abraham noem. Jy beter eers iets oorweeg. Moenie enigiets verkeerd beoordeel nie. Bly reg by die woord. Abraham staggered not at the promise. Abraham het nie aan die belofte van God getwyfel deur ongeloof nie. Toe hy vir hom gesê het hy sal vir hom 'n seun gee, het hy 25 jaar gewag en die heeltyd sterker geword. He grew in grace. Hy het gegroei in genade en in die kennis van die Here.
Amen. Didn't aim to get the preaching. Het nie bedoel om te begin preek nie, maar dit het net in my begin preek. Goed, God wat roep uit verkies, nou julle kan dit net so wel aanvaar. Daar's mense wat nooit gered sal word nie. Daar's mense wat nooit gered sal word nie, maak nie saak wat hulle doen nie. You know that. There's people that's predestinated to be lost. En julle weet dit, daar's mense wat voorbestem is om verlore te gaan. Daar's mense wat voorbestem is om gered te word. Almal wat voorbestem is om gered te word, sal gered word, ongeag. Dit het nie so goed afgegaan nie. Dit lyk asof julle dit nie begryp nie. Wel, kom ons blaai, kom ons vind dit dan net, kyk wat God gesê het. Kom ons gaan oor, kom ons kom eers in die Nuwe Testament. Gee my Romeine 9, net 'n oomblik en ons sal sien of dit reg is of nie. See whether God said that some was going to be lost and some. Kyk of God gesê het dat sommige verlore sou gaan en sommige wat sou wees. Hou julle van die woord van God? Wel, kom ons kyk wat dit nou sê. Nou luister goed. Vat jou tyd, moenie haastig wees nie. Now watch, Romans 9. Nou kyk na Romeine 9, Paulus wat praat. Nuwe Testament, julle baie plekke in die Ou neem. And you that's writing down also put down Jude. En julle wat neerskryf, skryf ook Judas 4 neer. Terwyl julle daar is, manne van ouds voorbestem tot hierdie oordeel. Mense wat die genade van God verander in ongebondenheid uitgegaan het agter wêreldse begeerlikhede aan. Oor kan in Timoteus ook waar dit sê, soos Jambres en Jannes, Moses en Aaron teengestaan het. So will these resist the truth. So sal hulle die waarheid weerstaan, mense van verdorwe verstand. God het gesê hulle sou daar wees en hulle is hier. Look at the false things. Na die valse dinge, jy gaan hier uitgaan deur die Pinksterkerke, die Methodiste, die Baptiste, die heiligheid, waar jy ook al wil. Jy sal mense kry wat dit naboots, mense wat maak asof hulle is. Wel, glorie aan God, halleluja. 'n Vrou het nou die dag gesê, ek het 10 kinders, maar glorie aan God, die Here het my geroep om die evangelie te preek. Halleluja, ek kan uitdoen dit. Hy het glad nie so iets gedoen nie. He never did and he never Hy het will. nooit en hy sal nooit, want hy het gesê hy sal nie. Nou maar, o goeiste, sê het so gedink. Ja meneer, God het daar 10 kinders gegee om groot te maak en dis wat sy veronderstel was om te doen. All right. Goed, maar die ding daarvan is, hulle kry hulle self heeltemal opgewerk met entoesiasme. Wel sê hulle, ek het niemand nodig om my te leer nie, glorie aan God, ek het die Heilige Gees. Wel dan, was die Heilige Gees bekeerd toe dit gesê het, dit het sommige in die kerk geplaas, leraars. God het hulle in die kerk geplaas as leraars. Dit handel het af. What he put teachers in there if the Holy Ghost. Waarom het hy leraars daarin gesit as die Heilige Gees al die leerwerk kan doen? Sien, All right. goed, See, sien. what people needs is their brains baptized besides their water. That's right. Wat mense nodig het, is dat hulle breine gedoop word behalwe hulle water. Dis reg, goed. Verskoon daar die skerp uitdrukking, maar ek hou regtig daarvan om dit te laat insink. We want a revival. And Ons brother, wil you got to herlewing hê start en the broer, thing jy right moet die before ding you can do it. You opwek. gotta Voor jy get dit saved, kan get doen, moet jy away. Satan skop kry. Moenie met hom beklei nie, neem jou standpunt in en staan daar. Had to battle him around the world. Som beveg om die wêreld en elke ander Christen wat ooit vir God gestaan het, moet hom beveg. Maar as jy weet waarin jy staan, wat jy weet die waarheid is, dis so spreek die Here. Jy kan daar staan. Jy sê, wel prys God, ek is gered omdat ek ophou drink het. Prys God, daar het 'n rilling teen my rug afgegaan. Ek het 'n geweldige rukwind gehad wat my in die gesig geslaan het. Wil jy dit Branham? Sekerlik. Maar ek wil eers sien waar daardie geweldige rukwind vandaan kom, sien? Dis reg, waarlik, dis rillings goed. Maar ek is nie gered omdat ek 'n rilling gehad het nie. Nie omdat ek 'n geweldige rukwind gehad het nie. Jy glo nie daarin nie, broer. Ja, ek glo, maar wag 'n bietjie. Laat ons net 'n bietjie teruggaan hier. Die duiwel het 'n paar nagemaakers daar rond. I'm saved because I met God's Ek is gered conditions. omdat ek God se voorwaardes nagekom het. Hy het my geroep en ek het geweet hy het my geroep. Ek het hom aanvaar op sy woord. Daarom kan ek vir Satan sê, so spreek die Here. Jesus hier op aarde was hy God. Hy was Immanuel. God was in Christus om die wêreld met homself te persoon. Hy het nooit enige van sy groot gawes gebruik toe hy Satan trotseer het nie. Hy het gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Daar staan geskrywe, jy sal die Here jou God nie versoek nie. Hy het hom verslaan, dis reg, ken die skrif. Satan ken dit ook, maar jy moet weet hoe om die woord van God reg te sny. Sien? Top. Luister na Paulus wat praat, hoeveel sou Paulus se doktrine aanvaar? Hy het gesê as 'n engel enigiets anders onderrig het,
laat hom vervloek wees. I say the truth in Christ, I lie Ek spreek die waarheid van Christus, ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. Luister na Paulus wat homself verseker sien, dit so stel dat jy absoluut sal weet, dat dit vir my 'n groot droefheid is en dit smart in my hart, want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees weg van Christus af. Julle het al gehoor dat daar gesê word, o, al die Jode is God se uitverkore volk. Dit is nie reg nie. Dis nie reg nie. Die Jode is nie God se uitverkore volk nie. Sien, hulle is nie. En luister julle, kyk of Paulus nie dieselfde ding gesê het nie. En hy was 'n Jood. Sien, Abraham het 11 seuns gehad. Julle weet dit, nie waar nie? En hulle was almal die saad van Abraham. Hulle was almal die saad van Abraham, maar in Isak sal jou saad genoem word. Nie in die res van hulle nie, nie in Ismael nie, en nie in die ander 9 seuns van die ander derde vrou wat hy gehad het nie. Nee, dit was in Isak is die saad genoem. Wag, ek dink hierdie is in dieselfde hoofstuk. Hulle was Israeliete op wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbond en die wetgewing en die erediens van God en die beloftes. Nou, hy praat nou van Israel. Nou hou hom dop wat hy sê. Aan wie die vaders behoort en uit wie dit betref die Christus kom na die vlees, wat oor alles is God lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel, wat Israel is nie. Is dit reg? Dan is hulle nie almal Israel, wat daar van die Jode is nie. Hulle is nie almal nie. Kyk, ook nie omdat hulle die nageslag van Abraham is nie. Dit maak hulle nie Israeliete nie. Nou kyk, wat typeer jy, broer Branham? Ek typeer die kerk. Almal wat Christus bely is nie Christene nie. Almal wat kerk toe gaan is nie Christene nie. Al Abraham se saad was nie wat die belofte gehad het nie. Dit was 'n uitverkore, dit was die belofte. En die belofte is vooruit aan Abraham vertel. En die uitverkorenes van God is voorbestem voor die grondlegging van die wêreld. Sien, let op. Ook nie omdat hulle die nageslag van Abraham is hulle die kinders. Maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Nie in die res van die Jode nie, maar in Isak. Deur Isak het Christus gekom. Dit was Abraham se saad, is Christus. En toe was die saad van Abraham eers nie deur seksuele saad nie. Dit was sy geloof wat God toegereken het. Dit is deur geloof in ons om die dood, begrafnis en opstanding van Christus te glo wat ons bring om Abraham se saad te wees. En Abraham is besny as 'n seël van belofte van sy geloof. Nou hy het dit nie ontvang terwyl hy besny was nie. Hy het die belofte ontvang voordat hy besny was. Is dit reg, oudste? Waars broer, die ander prediker, ek het hom sien sit, ek reken hy maak 'n opname daar agter, broer. Ja, goed. Hy het die belofte ontvang voor hy besny is. Romeine 4 sal julle sê. Hy het die belofte ontvang voordat hy besny is. Toe is hy besnydenis gegee as 'n seël van sy gehoorsaamheid aan geloof. Nou wanneer ons sê, dis waarom Billy Graham, Charles Spurgeon en die Billings en hulle almal waarom hulle praat, daar die baptiste broers, ek het baie van hulle so gesê, Rufus Mosley en die hele klomp. Ek het gesê, wel ons het 20,000 bekeerlinge in 2 weke gehad, hulle kon nie 20 mense kry nie. Ek het gesê, hulle was nie bekeer nie. Hoe het hy gesê, hulle het Christus as persoonlike verlosser aanvaar. Ek het gesê, nou steeds is hulle nie bekeer nie. Dis reg. Jy is nie bekeer totdat bekeer beteken om verander te word. En kyk Paulus. Petrus het in die Here geglo, hy is gedoop, hy is krag gegee om die siekes te genees, duiwels uit te dryf, die dooies op te wek. En Jesus het vir hom gesê die aand voor die kruisiging, nadat jy bekeer is, versterk jou broer.
Been both saved and sanctified. Dit reg is beide gered en geheilig en was nie bekeer nie. Scripture. Dis skrif. O, is hy geheilig? Ja, meneer. Johannes 17:17, heilig hulle Vader deur die waarheid. Dink julle hy sou daardie gees in 'n werktuig sit wat nie geskik was nie, en hulle het uitgegaan en duiwels uitgedryf, teruggekom, uitgeroep, goed, Methodiste. They returned shouting. Hulle het teruggekom, uitgeroep, God geprys en gesê, o, die duiwels is onderworpe aan ons. Oeps, net 'n oomblik, Matteus 10, en hy het gesê, moenie juig omdat die duiwels aan julle onderworpe is nie, maar wees bly dat julle name geskryf is in die hemel. Is dit reg? Now I want to quiet you down just a minute. And Judas was Nou wil ek julle net 'n oomblik stil maak. En Judas was saam met hulle. Is that right? Is dit reg? Judas was just as big a duck. Judas was net so groot eend as wat daar in die poel was. Hy het ook geskree en gejuig en hy het die kerk reguit gevolg totdat dit by Pinkster gekom het. Maar toe dit by Pinkster gekom het om die doop van die Heilige Gees te ontvang, het hy dit geweier en vir Jesus verraai. En dit was die Antichrist. En daardie gees vandag sal reguit afkom en regverdigmaking deur geloof leer en alles in reguit afbeweeg na die doop van die Heilige Gees en dan sy klere wys. Dis presies. En kyk na die 10 maagde wat uitgegaan het, 5. Almal van hulle maagde, 5 van hulle was dwaas, 5 het olie in die lampe gehad. Wat is die olie? Die Heilige Gees sien. Dis reg. Hulle was almal maagde, het goeie skoon lewens gelei. Jy sê, wel broer, ek gaan nie na danse toe nie, ek gaan nie na vertonings toe nie, dis net die sedelike ding, tensy daar 'n bonatuurlike was. Nie omdat jy geskree het nie, nie omdat jy in tale gepraat het nie, nie omdat jy op en af gespring het nie. Nie omdat jy hierdie gedoen het nie, maar iets bonatuurliks het hier binne gebeur wat jou verandering gesit het. Jy weggeseël is in God, jy's geanker. Dis reg. Al glo jy nie, ek glo in uitroep, ek glo in al hierdie dinge, maar dit is nie die antwoord nie. Die Methodiste het gedink toe hulle uitgeroep het, hulle het dit gehad, maar hulle het uitgevind hulle was verkeerd. Baie van hulle het uitgeroep en het dit nie gehad nie. Die Pinkster het gekom, hulle het in tale gepraat, hulle het gesê, ons het haar, maar hulle het uitgevind, hulle was verkeerd. Baie van hulle wat in tale gepraat het, het niks gehad nie. Al praat ek met die tale van mense en engele, en het nie die liefde nie, baat dit my niks. Hulle het dit nie gehad nie, dis reg. Dis waarom die hele wêreld daardeur mislei is en deur die ander ding. Dit is nie die antwoord nie, nie enige vleeslike demonstrasie of emosie nie, maar iets het hier binne gebeur. Dit het jou hele opinie verander, jou hele geaardheid verander. Jy is bekeer nie, jy nie, maar Christus het in jou ingekom en jou bekeer. Jou geaardheid is dood in die ou mens en jy is wedergebore en jy is 'n nuwe mens. Kyk, amen, sê ek raak laat hier, nie waar nie? Skryf vir my net oor 'n tydjie, daar agter broers, as ek net 'n bietjie te lank raak. Ek moet kinders van Israel hier onder inkry, net 'n oomblik, maar ek wil julle wys hoe dit God se besigheid is om hierdie dinge te doen. Het julle my nog lief? Goed. Hou net aan, bid vir my, goed. Maar laat julle my dan net 'n bietjie afkoel nou, net 'n oomblik. Ook nie omdat hulle die nageslag van Abraham is hulle die kinders nie. Maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê nie, hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie. Maar die kinders van die belofte, o, kyk daarna, word gereken as die nageslag. Die kinders van die belofte, wat beloof? Watter soort belofte? Wat God beloof het voor die grondlegging van die wêreld. Hy het hulle geroep, dis die saad. Nie omdat jy op hom hierdie te doen, en op hom daardie te doen, en op hom te lieg, en op hom te steel nie. Dis net morele dade, 'n goeie burger sal dit doen. Jy kan nog nie jouself 'n Christen noem, totdat iets hier binne gebeur het, totdat jy herskep is. Iets wat hier binne gebeur het nie. Let op. Want dit is die woord van die belofte, omtrent hierdie tyd sal ek kom, en Sara sal 'n seun baar. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een. Luister nou hierna, naamlik Isak, ons vader. Trek jou baadjie aan, kry jou helm gereed, hierdie sal jou omdraai.
Want toe die kinders nog nie gebore was nie, hierdie is Esau en Jakob. Neither having done good or evil, that the purpose of God according to the Nog goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing, I'm letting that soak a long time. Wake up now. ek laat dit insink, word nou wakker, Esau and Jacob, net 'n bietjie. before Esau either en child was Jakob, born, voor enige kind gebore is, voor hulle selfs geweet het wat reg en verkeerd was, that the election of God might stand, sodat die uitverkiesing van God kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep. I thought you quit eating meat to get saved. You have nothing to do with it. Sjoe, ek het gedink jy op vleis eet om gered te word. Jy het niks daarmee te doen nie. As jy gered is, het God jou geroep voor die grondlegging van die wêreld en jou gered. Is dit reg? Nou kyk, As it is soos written, geskrywe is, soos dit vir haar gesê is, die oudste sal die jongste dien. As it is written, Jacob have Soos I geskrywe loved, is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. before either child was born. Voor enige kind gebore is, het God gesê, ek het een lief en haat die ander een. Is dit God se woord? Ek is nie verantwoordelik daarvoor nie. Niks behalwe om dit te preek nie. Now, election is nothing you have to do, it's what God's done. Nou uitverkiesing is niks wat jy moes doen nie. Dis wat God gedoen het. God het dit in Christus gedoen vir jou, voor die grondlegging van die wêreld. All the Father has given me will come to me. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Halleluja! O, Christus, verskoon my. Ek's nie opgewonde nie, maar ek's gelukkig. All the Father has given me will come to me. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en hom wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, waardiglik, nadat hy die Gees ontvang het, het ewige lewe, ek sal hom oprig in die laaste dag. What you fearing? Wat vrees jy, hè? God het beloof, onvoorwaardelik. Daar die liefde van God lê in jou hart en jy weet dat jy oorgegaan het uit die dood na die lewe. Jy het almal lief en die hele wêreld het anders geword vir jou en sy's net daar geanker en niks beweeg jou nie. Wees net bly en beweeg aan. Glorie aan God, laat niks jou omdraai nie. Oh, you might get out and get cold and get shook up a little bit, but that's... O, jy mag uitgaan en koud word en 'n bietjie geskit word, maar daardie saad van God sal getrou bly. Die Bybel het gesê, al glo ons nie, tog kan hy nie. Hy's getrou, hy staan getrou. Nou kyk, kom ons lees. What shall we say then? Listen, Paul. Wat sal ons dan sê? Luister na Paulus. Is daar ongereg in God? God verhoed, is daar ongereg? For he said unto Want hy sê vir Moses, Moses, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. Ek sal ontferm oor wie ek my wil ontferm. So then, if it So is dan, not of him as dit nie that afhang van die willeth. een wat wil, Oh, you say, glory to God, hallelujah. I'll get saved before I die. You will. o sê, glorie aan God, halleluja, ek sal gered word voor ek sterf. Jy sal? God het iets daaroor te sê. Not him that will, no. So, nor him that runneth, what? Nee, hy wat wil, nie so, of hy wat loop nie, wat? That showeth Maar van mercy. God wat barmhartigheid betoon. Nie hy wat hardloop of hy wat wil nie, dis God wat barmhartigheid betoon. Dis God se uitverkiesing. God doen wat hy wil. Now notice, Nou let net 'n bietjie verder op. Ek het dit hier gemerk met rooi letters soveel, so oorgekrap dat ek dit skaars kan sien. I've read it so much in here. For the Dis ek het dit soveel hier ingelees want ek weet nie wat dit daar is. Dis ja, dis oorgekrap. Ek sien dis hier, ek het dit heeltemal bedek met rooi inkt daar binne. Die skrif. Ek sal môre aan my ander Bybel kry. which saith, Pharaoh even Wat sê Farao, juis vir hiervoor het ek hom laat optree. that I might show my power in thee, and that my name might be Dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word aan almal op die hele aarde. God raised up God het Farao Pharaoh and opgerig hardened en his sy hart verhard heart vir daardie doel.
God het Judas Iskariot opgerig. Hy is hier gebore, die seun van verderf. Is dit reg? God het vir Esau en Jakob gesê voor hulle ooit gebore is, sy moeder vertel van alles wat sou gebeur. Een wat hy gehaat het en die ander een wat hy lief gehad het. Is dit waar? So dis God wat alles en alles doen en jy het niks daarmee te doen nie. En as God jou geroep het, lê die liefde van God in jou hart. En almal wat hy geroep het, sal na hom toe kom en niks daarvan sal verlore gaan nie. God het beloof, hy het gesê nie een van hulle sal verlore gaan nie. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. En nie een van hulle het verlore gegaan behalwe Judas Iskariot nie, sodat die skrifte vervul mag word en ek sal hulle opwek in die laaste dag. Nou jy het 'n rukkie gelede gesê jy is 'n Christen. Wat het jou 'n Christen gemaak? Want God het jou geroep voor die grondlegging van die wêreld om 'n Christen te wees en jy het 'n Christen geword. Toe is jy gered, gevul met die Heilige Gees, jy het ewige lewe. Waarom het hy jou die Heilige Gees gegee? As 'n seël van jou geloof. Jy het eers geloof gehad. Nou as jy sê, wel jy het 'n rukkie gelede gesê van Billy Graham en hulle wat skree, wie almal, hoeveel wil Christus as persoonlike verlosser aanvaar? Steek hulle hand op. Is dit reg? Sekerlik is dit reg. Dis goed, maar dis net die begin. En as jy dit regtig glo en dit regtig in jou hart aanvaar het en reg geleer word, dan sal die Heilige Gees kom as 'n besnydenis wat hy vir Abraham na sy geloof 'n bevestiging gegee het. Nou sê julle mense, sê kom ons hou 'n wagdiens. Glorie aan God, kom ons gaan terug. En sê glorie aan God, laat ons vertoef vir die Heilige Gees. Daar is glad nie so iets nie. Vertoef beteken nie bid nie. Vertoef beteken wag. Hoeveel weet dat die woord vertoef wag beteken? Jesus het gesê, ek wag daar bo in die stad van Jerusalem totdat die belofte vir die Heilige Gees. Ek weet nie wat hulle gedoen het nie. Hulle het waarskynlik gebid, ek weet nie. Maar hulle hoef nooit daarna te gewag het nie. Terwyl Petrus hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees op hulle geval, reg deur. En toe Paulus sy hande op hulle gelê het, het die Heilige Gees op hulle gekom. Is dit reg? Sien, geen wag nie, die Heilige Gees was daar en het hulle die doop van die Heilige Gees gegee as bevestiging van hulle geloof. En God het Abraham besny as bevestiging van sy geloof. En wat was dit? Wat is die Heilige Gees? Sê iemand vir my waarvoor die Heilige Gees is? Dis 'n teken. Is dit reg? Wat was besnydenis? 'n Teken. Is dit reg? 'n Teken. God het 'n teken gegee dat hy Abraham aanvaar het vir besnydenis. En wanneer jy sê, ek glo God, ek glo Jesus Christus, dan gee God jou die doop van die Heilige Gees as 'n teken dat hy jou geloof aanvaar het. Halleluja. En dan is jy verseël in die koninkryk van God, nie tot die volgende herlewing nie, maar tot die dag van jou verlossing. Efesiërs 4:30. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur Here verseël is tot die dag van julle verlossing. Daar het julle dit. Vinnig omtrent 5 minute langer. Laat ons oorgaan na Genesis 45 en ek wil 'n wonderlike kort pad hier volg. Om hierdie kinders van Israel reg af te bring na die plek waar hulle môre aand sal optel en hulle uitneem. Ek is jammer om 'n bietjie laat te wees vanaand, maar ek moes eers hierdie begin kry. Nou Abraham het die belofte ontvang, Isak het gekom, julle ken die offerandes. Ek het probeer om julle terug te neem dat daardie kerk wat destyds daar uitverkies was deur God, net soos dit vandag is. En hy het Abraham geroep deur uitverkiesing, hy roep die kerk deur uitverkiesing. Hy het Abraham die belofte gegee en Abraham het dit geglo. En hy roep die kerk vandag. Glo jy Jesus Christus, dan die eerste, glo jy. En toe het God vir Abraham en sy kinders sy saad besny as 'n teken en hy gee jou vandag die Heilige Gees as 'n teken. Wat is die Heilige Gees vandag vir 'n mens wanneer dit kom? Dit moet besny. Het Stefanus nie so gesê in Handelinge die 7de hoofstuk nie, toe hy gesê het, julle onbesnedenis van hart en ore, julle verstaan altyd die Heilige Gees soos julle Vader sê, so doen julle ook. Is dit reg? En die Heilige Gees is 'n besnydenis.
En wat doen die besnydene? Sny oortollige vlees af, al die dinge van die wêreld, dit besny jou van die dinge van die wêreld, die liefde van die wêreld, die liefde van die vlees, die trots van die lewe. Dit besny jou net daarvan, jy het niks daarmee te doen nie, dit doen dit self, en maak jou verlief op Jesus Christus met 'n onsterflike liefde. Daar is niks wat julle kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Paulus het gesê, gevaar en beproewing in 'n gevangenis en al die res, niks teenwoordig, niks toekomstig, kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. En hy het jou geroep, jou besny, dit geplaas, jou in hom geplaas en jou ewige bestemming voorbestem. As dit nie Christene behoort te laat uitroep nie, weet ek nie wat dit sou doen. As dit nie die man sou wakker maak wat in Christus is nie, weet ek nie wat dit sou neem om hom wakker te maak nie. Ek glo hy is 2 keer dood ontwortel en julle, goed. Nou, dan het hy geroep, dan het hy sy saad afgebring. Die volgende ding het hy afgekom deur Abraham, toe deur Isak, toe deur Jakob en toe van Jakob na Josef. Kyk, as ons tyd gehad het, een of ander tyd, om hierop in te gaan. Ons sal, maar nie nou nie. Kyk, uitverkiesing is in Abraham. Het julle opgelet? Net daar die 4 aardsvaders, en toe het dit opgehou, opgebreek. Uitgegaan in die 12 aardsvaders en die stam het afgestam, is dit reg? En sal het nooit weer teruggekeer totdat dit teruggekeer het in een, die saad van Abraham nie. Toe het dit in die menslike wese ingekom wat Christus was, hoewel dit hier op aarde verheerlik en opgelig is na God. En die Heilige Gees het teruggekom om in al die nasies te versprei, om die aarde te vul met kennis van die Here, so diep soos die hemele en o, dis die Heilige Gees vandag. Nou kyk, uitverkiesing in Abraham, regverdigmaking in Isak, genade in Jakob en volmaaktheid in Josef. Daar's nie een ding geskryf teen Josef nie. Dis die volmaaktheid. Die 3 aardse stadiums van die pelgrimstog van die kinders van Israel en die 4de was toe hulle in die beloofde land ingegaan het, wat die millennium was. En die 3 stadiums van die heidense kerk, hierdie week as die Here wil, kan ek dit deur die Bybel bring en julle wys, dat ons in ons 3de stadium is, nou gereed om in die millennium in te gaan, in die tyd van Josef. Nou kyk, toe alles by mekaar gekom het in Josef wat? 'n volmaakte man. Die een wat uit sy vader gebore is, geliefd deur sy vader, gehaat deur sy broer. Kyk vinnig nou, want ek moet opskit, gee my julle onverdeelde aandag. Geliefd deur sy vader, gehaat deur sy broer, die Here Jesus. Kyk hoe Jesus optree in elke karakter daarbinne. Kyk na Josef, die volmaakte een. Hoe ons kon weke op hom spandeer. Kyk, gehaat deur sy broer, geliefd deur sy vader. Hoekom? Hy was 'n geestelike man, hy het visioene gesien, kon drome uitlei, hy was geestelik, sy ou klein. Sy broers het gesê, ons in gee pad. Kyk na die kerke vandag, hou die geestelike kant dop, die Here Jesus in sy kerk vandag. Hy word gehaat deur die hele nageslag, sien, net presies, bespot, noem hom fanatikus oral. Wel, dit moet wees, hier is die antitype, hier is die skaduwee daarvan. Jy sê, wel, broer Branham, as ek die Heilige Gees ontvang, sal hulle almal vir my lag. Wel, as hulle nie het nie, het jy dit nie ontvang nie. Jy moet gehaat word deur die wêreld. Jesus het gesê, hulle noem die meester van die huis Beelzebub, hoeveel te meer sal hulle sy disippels noem, sien, hulle van die huishouding. Nou hy was, en kyk, toe was hy geliefd, en sy vader, wat? Ons kan nie beweeg hierdie los nie. Sy pa het vir hom 'n veelkleurige kleed gegee, is dit reg? Nou as julle daar die kleed sal dophou, sonder 'n naad wat die Heilige Gees voorgestel het, wat sy wese bedek het. En vandag is dit die Heilige Gees wat die kerk bedek, die veelkleurige kleed. En daar 7 kleure in die reënboog sien, en sy 7 volmaakte kleure, is al die kleure wat ons het. En hulle meng om die reënboog te maak, en 'n reënboog in die Bybel beteken 'n verbond. En God het sy verbond met Noag gemaak vir geen water meer nie, maar met 4 volgende keer. Hy het hom die reënboog teken gegee, en ons het dit nog steeds, is dit reg? Nou as julle sal blaai, as ek tyd gehad het om hierdie ander skrifte te kry, na Openbaring die 1ste hoofstuk, en toe Johannes hom sien staan het, een soos die seun van die mens wat staan tussen die 7 goue kandelaar, wat die 7 kerktydperke was. En ons het begin met Efese en eindig in Laodicea, die louwarm kerktydperk waar ons nou is, wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Kerk toe gaan en mens laat inkom en sê aanvaar Christus hulle naam op die boek sit, maar die doop van die Heilige Gees en krag verloon,
en wonderwerke en tekens en wonders wat dit bespot. In Laodicea se kerktydperk wat gespieg word uit God se mond en die uitverkorenes wat opgeneem word. O halleluja. O iets kom in my siel in wanneer ek daaraan dink, vriende. O die wêreld in sy toestand vandag. En daar was hy wat daar gestaan het. Wat? Hy het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En wat was jaspis? Was Rubensteen. Wat was sardius? Benjamin. Die eerste en die laaste, hy het gelyk soos die eerste en die laaste en 'n reënboog om sy hoof oor die 7 goue kandelare. 'n Reënboog, 'n verbond wat God gemaak het deur Abraham, deur Isak, deur Christus, deur die kerk, deur die doop van die Heilige Gees, die kleed van die 7 klere wat op Josef was, wat op Jesus was, dis op die kerk vandag beskerm. Die liggaam is bedek deur die kleed en die kerk is nie jy nie, dis die Heilige Gees wat jou bedek het met die bloed. God se verbond voorbestem voor die grondlegging van die wêreld. Halleluja, ek moes dit net uitlaat. Goed, dit is gereed om my te laat bars. Let op, laat ek sê, julle mag dink ek is mal. As ek is gelukkig. Los my uit. Goed, laat ek julle iets vertel. Hoe kan ek nie gelukkig wees en weet wat ek weet nie? Hoe kan ek dit inhou en weet wat ek weet en probeer dit by mense tuis bring? Wiste, dit sou enige iemand gelukkig maak. Sjoe, wiste, goed. Daar was hy en Jakob was en Josef was die tipe, die bedekking, die vader het hom die kleed gegee. Halleluja. Hallo julle nie toe Jesus gedoop is nie, hy het reguit uit die water uitgegaan en kyk die hemel is vir hom opgemaak en die Heilige Gees het neergedaal soos 'n duif en op hom gegaan gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Hy het nooit 'n wonderwerk gedoen tot daardie tyd nie. Toe reg in die woestyn in vir versoeking en reguit uit om die siekes te genees en die kragte van God. Is die kerk wanneer dit gedoop word, word hulle bekleed met die Heilige Gees met krag. O, die einste verskynsel van Sara se skoot wat dood was voor Isak gekom het. God het dit net laat aangaan. Sy was 60 jaar oud toe sy die belofte gekry het. Sy was 39 jaar oud voor die saad ooit in haar verwek is. Totaal, absoluut fenomenaal. En die man wat wedergebore is 'n fenomeen. Halleluja, dis nie om te aanvaar of jou hand op te steek soos hierdie nie. Dis 'n gawe van God. Fenomenaal. Wedergebore uit hierdie wêreld uitgeneem in die sweer van sy tye. Ja, meneer. Hoekom? Omdat jy dit verdien. Omdat God dit beloof het dat die belofte seker kan wees volgens die uitverkiesing. Toe is Josef vir byna 30 silwerstukke verkoop deur sy broer. Die Joodse kerk het vir Josef verraai. Vandag, wat is in hierdie kerk? 'n verraad. Hulle kry papier, hulle gaan probeer om te hê. Wel nou, hou julle dit net in julle gedagte. Hulle gaan 'n konfederasie van kerke hê, die kerk van Christus van Amerika, konfedereer al hulle kerke. En hulle gaan 'n groep hier hê eendag wat sal uitsluit om kommunisme te beveg, wat sal aansluit by Katolicisme, met die protestantse kerk en die katolieke kerk by mekaar. En die interdenominasioneles wat uitstaan vir die waarheid en wegkom van daardie dogma wat hulle het, sal vervolg word. Die merk van die dier, die seël van God, die konfrontasie sal binnekort kom. En broer, as dit nie daar binne is nie, sal jy so seker so die wêreld mislei word, want dit sal so mooi lyk. Dit sal sê nou as kommunisme gemaak vir die wêreld, wel laat ons 'n ander ooreenkoms maak. En al die Christene bring die wêreldchristene maak en so goed lyk, die mense daar inspring sien. Hulle sal die kerke konfedereer en bring Christendom 'n eenheid probeer maak. En die Bybel sê in Openbaring dat hy sy krag aan alles gegee het, dat hy 'n beeld vir die dier gemaak het en al die mag uitgeoefen het wat die dier voor hom gedoen het. Sekerlik dit is. Wens ons het tyd gehad om Openbaring aan hierdie ding te koppel, maar ons het nie sien om te sien waar dit is. Jy's reg hier aan die einde van tyd, broer. Ons is aan die einde van die tydperk. Toe het hulle Josef verkoop, 30 silwerstukke hom in 'n sloot gegooi vir hom om dood te wees. Hy is uitgehaal toe ingestuur en terwyl hy in sy gevangenis was daar binne daar was 2 mans, 'n skinker en 'n bakker. En een van hulle het verlore gegaan, die ander een is gered deur Josef wat die droom gegee en uitgelê het.
En dieselfde ding toe Jesus aan die kruis gehang het, was daar 'n dief aan die een kant en 'n dief aan die ander, en een het verlore gaan, die ander is gered. Net presies. Toe is hy ingeneem voor Farao en het die droom verklaar, en hy is die regterhand man van Farao gemaak. Geen mens kon Farao sien sonder om na Josef toe te kom nie. 'n Volmaakte tipe van Jesus wat sit aan die regterhand van God, en geen mens kom na God toe behalwe deur Christus nie. Net presies die volmaakte tipe daar. En let op, hier is nog iets. Julle heidense mense, nou volgens die saad van die uitverkorenes. Daar is 'n heidense bruid vir Josef gegee. Hy is deur sy broer verwerp en het omgedraai en 'n heidense bruid geneem. Is dit reg? Hy het hom gegee, Farao het hom, die priester van Or, dogter gegee vir 'n bruid. En hy het met 'n heidense vrou getrou wat Ephraim en Manasse voortgebring het, wat mede-erfgename in die koninkryk was in die aardsvaderlike belofte. Let op hoe volmaak dat Jesus verwerp die Jode die Heilige Gees teruggestuur het, en hulle het vir hulle gelag en hulle bespot en gesê, hulle is dronk van nuwe wyn. Is dit reg? Jesus het gesê, julle kan my laster en daarmee wegkom, maar as julle een woord teen die Heilige Gees spreek, sal dit julle nooit vergewe word nie. En daar die Jode daar aangekom en gesê, wel, daardie man is vol nuwe wyn, ha ha ha, en met hulle gespot, en nie meer as 30 jaar of langer van toe af nie, tot Titus die mure beleer en hulle mekaar se kinders geëet het, en hulle geslag in die tempel verbrand het volgens God se woord, en dit is nooit opgerig tot die dae van die heidene vervul word nie, en daar maak ek gereed om Jerusalem te besoek binne die volgende paar weke, en daar die ou ruïnes en die klaagmuur is daar, waar hulle oor die hele wêreld versprei is, want God het vir hulle gesê dat hulle dit sou doen, en hulle het afgekom en dit gedoen. Dis reg, o goeieste, om te dink aan die vloek van die Heilige Gees te verwerp. Nou die Heilige Gees is uitgestort, en hulle het dit verwerp. En toe die Jode dit verwerp het, het die heidene dit ontvang wat 'n tipe van die bruid was. En hy het gesê, so volk uit die heidene roep vir sy naam. Daardie meisie wat daar agter sit was altyd 'n brooi, maar sy's nou 'n Branham, sy's my vrou. The bride of Jesus Christ will be Miss Jesus Christ. Hallelujah. En die bruid van Jesus Christus sal mevrou Jesus Christus wees. Halleluja. Gedoop in sy gees, in sy naam gevul met sy krag, geklee in sy geregtigheid. Halleluja. Daar is sy. En let nou op, dit was die heidense bruid. Nou om die res te lees net voor afsluiting. Hier is die hartseerste storie wat jy al ooit gesien het aan die eindtyd, waar ons nou eindig. Die heidense bruid is al reeds gekies, is uitgeneem. Die ding is omtrent voltooi. Now listen over here and the 41st chapter. Nou luister hier oorkant in die 41ste hoofstuk. En dit het gebeur. Dit is nou aan die einde van die tydperk van die Jode. Dan sluit ons af. Aan die einde 2 volle jare het Farao, nee, wag 'n bietjie. Ek's baie seker ek het die verkeerde hoofstuk hier. 45, ek bedoel om te sê in plaas van 41. Then Joseph could not refrain. Toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie. And he cried and caused every man to go away from him. En hy het uitgeroep en het almal van hom af laat weggaan. En daar het niemand by hom gestaan toe Josef homself aan sy broers bekend gemaak het nie. Diegene wat hom verwerp het. Nou net 'n oomblik voor ons vandag. Josef na al hierdie jare wat daaronder was, het daar 'n hongersnood gekom oorkant in die tuisland. God wat beweeg het. Arme klein Josef het die regterhand man geword, en hier sy broers wat hom verkoop het. Hy het 'n visioen gesien van hulle wat kom voor hom buig, en hulle het hom 'n dromer en 'n visionsiener genoem, en hom probeer doodmaak, net soos hulle. Jesus het vir die Jode voorspel van wat hulle was en wat hulle gedoen het, en wat sou wees, van die meester van die huis, wat sy eie seun gestuur het en sy diensknegte, en hoe hulle dit doodgemaak het, en alles soos daardie. Maar wat sou daardie die Here van die oes doen, wanneer hy wel gekom en daar die bose diensknegte gevind het? Nou net 'n oomblik. Hier is Josef, 'n volmaakte tipe wat daar staan soos die Jode wat terugkeer in die laaste dae aan die einde, wat deur die millennium kom, wanneer die Jode weer gered sal word.
En hulle het gekyk, en Josef, julle weet hoe hy soontoe gestuur is, hoe die Israel sy kinders soontoe gestuur het. Hulle het 'n bietjie mielies gekry, hulle was besig om dood te gaan van die honger, en Josef het die koning se droom verklaar, en hoe hy die mielies opgegaar het, die enigste plek in die wêreld wat kos gehad het. Presies die kerk vandag, die enigste plek waar geestelike voedsel uitgegee word, is in die koninkryk van Jesus Christus. Jy kan een of ander ou kerk geloofbelydenis gaan neem en 'n paar apostoliese geloofbelydennisse opsê, en wat jy ook al wil. Maar broer, die Gees lê in die wedergebore kerk van die lewende God is die enigste waar daar voedsel is. En daar die Jode gaan dit erken een van hierdie dae en hulle kom. Let op, toe hy gekom het hy gesê hy het klein Benjamin gesien. Hoe weet julle hoe hy daar gemaak en verstaan het, hoe dat sy vader sy moeder geboorte geskenk het aan hierdie kind en toe gesterf het, klein Benjamin. En hy het sy broer gesien en hulle het nie geweet wie hy was nie. En hulle het gedink hy was 'n groot prins en hulle was bang. En toe hy laat weet en hy gesê het, wie is julle? En hulle het gesê, ons is die seuns van een man wat Jakob is, wat oud is. Jy weet, Israel en wat die geseënde van die Here was en so voort. En toe het hy gehoor dat sy dierbare papa nog lewe, luister wat hy hier gesê het. Hy het homself aan hulle bekend gemaak toe hy die deure toegemaak het. Sy hart kyk na die liefde van God daar, wat nog steeds uitroep. En daar staan daar die Jode daar, arme seuns, hulle gaan dood van die honger. Hulle vader was besig om dood te gaan van die honger, gesê, gaan soontoe en kry nog 'n bietjie mielies, of ons sal doodgaan van die honger. En hy het Benjamin daaronder gehou as 'n teken, en julle weet hoe dit was, hoe hy voor hom gestaan het, en toe het hy gekyk, en hy het vir Benjamin gesien, en hy kon nie langer uithou nie. Hy het elke mens hom laat verlaat, laat weggaan. En arme Josef het daar gestaan, en hy het gesê, ek is Josef, julle broer. Die broers het hom pas vertel gesê, ons het een broer wat nie is nie, wat doodgemaak is deur diere, en hy het net met sy broer gepraat. Dit was sy broer Josef wat daar gestaan het, en hy het hulle almal laat weggaan. Toe het hy homself openbaar en hy het gesê, ek is Josef, julle broer. En hulle was bang, die aartsvader. Hulle was bang. Hy het gesê, moenie bang wees nie. En hy het so hard begin skree, dat hulle selfs oor kan in Farao se paleis hom hoor skree. Sy geskree en geween. Hy het afgehardloop in sy arms om klein Benjamin gegooi, en hom omhels en hom gesoen en hom sy nek geval en begin huil gesê, wil jy vir my sê dat my arme ou papa nog in Kanaan woon? Wat 'n gevoel, wat die liefde van God wat uitgestort is, my papa lewe nog, en ek gee hom 'n bietjie mielies gesê, en hy het so hard geskree as wat hy kon. Ek wonder wat dit sal wees die dag wanneer ons Here Jesus neerdaal deur die oostelike horison om weer terug te keer aarde toe. Halleluja! Daar het hy geskree en geween, daar die groot prins wat daar gestaan het en die aartsvaders. Hy het gesê, moenie sleg voel nie. Gesê, God het my gestuur, sien die Heilige Gees hoe goddelike liefde sal maak. Gesê, God het my hiernatoe gestuur, moenie sleg voel oor jouself nie. Gesê, God het my hiernatoe gestuur om lewe te bewaar vir hierdie tye. En waarvoor anders het God hom hiernatoe gestuur as om lewe te bewaar? Waarvoor is die Heilige Gees anders hier vanaand as om lewe te bewaar? Hy is verwerp deur die Jode en hiernatoe gestuur na die heidene toe om lewe te bewaar. Het jy dit vanaand, my vriend? Toe sê hy, lewe my vader nog, en hy het waans en osse en so voort soontoe gestuur. En arme ou blinde Israel het uitgekom, die ou profeet wat uitgekom het soos daardie, en hy het gehoor dat Josef lewendig was, hy het geween, en hy het gesê, o prys God, ek sal nog een keer my seun sien, om voel. En toe hy hom soontoe gebring het, het hy hom ontmoet, sy ou blinde swak vingers wat so uitgestrek in Josef se gesig pas gegryp het, en hulle het daarop iets gekniel en begin huil en huil, vader en seun mekaar omhels ooghoeste. Wanneer ek dink aan die verlore seun vanaand wat weg is van God daar buite in sonde, broer wat in die varkhokkie eet, rondhardloop oor die wêreld, waarom sou jy nie gedurende die tyd van hierdie herlewing, as jy jou lewe vermors het in hierdie jare, in losbandige lewe en jou goed, waarom draai jy nie nou in jou hart na die Vader nie? As jy gedoen het wat verkeerd is, waarom ontmoet jy hom nie vanaand halfpad langs die pad en gooi jou arms om hom nie? Sê, wil jy vir my sê, broer Branham, God het my nog steeds lief. Hy soek na jou vanaand, hy kyk na jou. Die Heilige Gees is hier om lewe te bewaar, om jou te behoed, om jou die seën te gee, om jou te kies. En as jy uitverkies is in God, het jy hiernatoe gekom vanaand met een of ander doel. Sê, broer Branham, het ek myself so gereken? Waarom het jy vanaand kerk
kerk toe gekom? Wat het jou laat kom? Dink jy die duiwel sou jou ooit kerk toe gesleep het? Nee meneer, die duiwel sou jou weggesleep het daarvan. God het jou geroep, dis die Vader wat na jou roep vanaand. Nou jy het 'n plek in God en God het geroep en geroep en geroep. As jy nie daardie plek ontvang nie, daar word soveel plekke hier uitgetel vir elkeen. En God het daaroor kan voorbestem dat hierdie plek moet wees. Nou as jy nalat om daardie plek in te neem, sal iemand dit in jou plek inneem. So nou, as jy nie jou plek vanaand ingeneem het nie, mag God vanaand gee dat jy jou plek sal inneem. Môre sal ons gaan, hulle het daar in Egipte gebly vir jare, en nou môre aan gaan ons hulle uitbring onder die offerlamp en hulle so ver as die Jordaan opbring en hulle dan oor die rivier neem na die ander land in die wildernis. Mag die Here elkeen van julle seën. Dit was moeilik vanaand, dit het 'n lang tyd geneem, dit het gekrap en getrek omtrent 'n uur en 'n half uur of langer en deur die skrifte te gaan, hard daarmee. Maar broer, suster, kan julle vanaand besef dat dit uitverkiesing in God is? Hoeveel glo in die uitverkiesing in God? Hoeveel glo dat God jou uitverkies en jou roep? Hy is die een wat dit doen. Is julle nou gelukkig? Glo julle vanaand dat julle nou môre kan staan en sê, Satan, jy het my rondgestoot en jy het hierdie gedoen en daardie gedoen, en in my hart het daar die hele tyd iets geklop wat my verwys het na God. Nou besef ek wat my roeping is. Ek sal nooit tevrede wees daar buite nie. Ek kan nie tevrede wees daar buite nie, want God het my geroep. So ek maak nog gereed om hierdie dinge eenkant toe te gooi en na my hemelse Vader toe te kom. Ek sal saam met hom lewe. Hoeveel hier binne wil graag sê, broer Bill, van vanaand af aan beloof ek myself aan God dat ek hom gaan dien. Ek weet ons is aan die einde van die pad en ek weet dat ons nie meer veel tyd oor het nie. Deur God se genade vanaand bedoel ek om alles skoon te vee en ek gaan God dien. Sal jy jou hand opsteek, God seën jou hart goed. Hoeveel voel asof jy so sê, broer Bill, ek het dit nog nie presies in my gedagte nie, maar sal jy vir my bid dat God my daar sal hê op daardie dag, dat God my nog een oproep in my hart sal gee, en ek sal kom as hy my net nog een keer sal roep, sal ek kom. Sal jy jou hand opsteek, is jy so besorg daaroor vanaand, God seën jou dame, God seën jou dame. Iemand anders sal nou sê, God seën jou dame, God seën jou meneer, God seën jou, en God seën jou jong dame. Iemand anders sê, broer Branham, ek is nie wat ek vanaand behoort te wees nie, ek weet ek is nie. Ek het my Here bedroef, maar iets in my hart het altyd vir my gesê, ek behoort 'n Christen te wees. En ek wil God dien. Is daardie persoon hier vanaand en nog nooit daardie begin gemaak het nie? Nou ek wil hê, julle moet nou eerlik wees met my, ter afsluiting, wat ek weet, dat iets deur jou lewe vir jou gesê het, dat jy God moet dien. Jy vir 'n lang tyd so gevoel het. Jy het nog nooit die begin gemaak nie, maar iets het dit vir jou gesê. Nee, ek is nie een van die persone wat daar agtertoe sal hardloop en jou hierna toe trek nie. Nee, as die Heilige Gees deur die prediking van die woord dit nie doen nie, help dit my glad nie. Sien, dis reg. Jy moet jou keuse maak. Maar sal jy eerlik genoeg wees met my en sê, broer Bill, daar was iets in my vir jaar of tye wat dit ook al is, wat my geroep het, wat vir my gesê het, lyk asof ek na God moet draai, en ek het dit net nog nie gedoen nie. Bid jy vir my, broer Bill, dat ek genoeg man of vrou sal wees om dit te doen? Sal jy jou hand opsteek oral in die gebou nou wat voel dat God het? God seën jou. Iemand anders sê, iets het my hart beet gekry, en ek het nog nooit my oorgawe gemaak nie. Steek net jou hand op, sê ek's die een. Ek het nog nooit 'n Christen geword nie, maar ek wil hê jy moet bid dat God my nie sal weier totdat ek my besluit neem nie. Sal jy dit doen? Steek jou hand op. God seën jou meneer, dis baie goed. Net iemand steek jou hand op, sê ek wil hê jy moet bid, broer Bill, dat ek God nie sal weier nie. God seën jou meneer, dis goed. Nou iemand anders, is daar iemand anders hier binne? Nou wees eerlik. Nou kyk, wat as die dokter na jou huis toe kom voor daglig? Hy jou pols neem, terugbeweeg, sê, nee, hy sal nooit uit daardie een uitkom nie, hy is gedaan. Hoe jy wens, jy het daardie hand opgesteek. Dit mag iets beteken het, gesê, bid vir my broer, ek weet nie wie jy is, tensy jy my sal het weet nie. Kerk weet nie wie jy is nie, maar as jy jou hand opsteek, sal God dit erken. Dit sal jou nie red nie, maar dit sal net 'n begin gee. Dit sal jou net 'n begin gee.
Dan sal jy miskien voor die herlewing verby is, jou hart vir Christus gee. Nou, dit was rof vanaand, ons sal probeer afgaan en meer in die soliede af in die woord in die begin, bedoel ek, soos ons voortgaan. Is daar nog een, daar was 5 wat hulle hand opgesteek het, iemand anders kan ek net 6 of 7 kry? Nou, ek wil hê jy moet eerlik wees, God seën jou jong dame. Nou, ek weet, daar is nog een persoon hier binne, wat jou hand behoort op te hê. Nou steek net jou hand op, sê broer Bill, bid vir my. Ek kom nie agter toe na waar jy is nie. Ek gaan net hier vir jou bid en sê dan net, nou dat ek nie Christen is nie, maar ek het altyd gevoel dat ek moet wees. En nou weet ek, ek's nie 'n Christen nie. Is daar nou nog een, steek jou hand op? Ja, ek maak gereed om af te sluit. Kom na die klavier toe, Teddy, as jy sal. En sê dan, broer Bill, onthou my dat my lewe nader aan God sal wees. Ek wil nie wees hierdie halfpad lewe in hierdie lauwarm toestand lê nie. Ek wil regtig hê dat my hart aan die brand is. Bid vir my. God seën jou. Dis goed. God seën jou. Ek sien julle hande opgaan. Kyk, as God my gebed sal verhoor om die oë van blindes oop te maak, die ore van dowes oop te maak, hulle wat krepeel is, kongreslede, koningsheerser, monarge, krepeel is, net laat reguit kom. Kyk om die wêreld, miljoene. Ek sou waag om dit te sê, met getrouheid uit my hart, omtrent 10 miljoen mense wat ek ken, het die boodskap gehoor. 10 miljoen mense van alle nasionaliteite. Ek het voor 10 en 15 verskillende nasionaliteite op een slag gepreek. Moes deur 10 of 15 tolke gaan voor jy self nog 'n woord kan sê. Net soos dit deur die tolke. En soveel as 100,000 gesien of soveel as 30,000 gesien wat op een slag na Christus toe kom. 30,000 bekeerlinge op een slag. Durban Suid. En ek gaan nou na 'n diens toe waar 300,000 mense sal sit. En ek sê dit in my hart, het julle my ooit enigiets hoor voorspel in die naam van die Here, behalwe wat net presies so was? Vra waar hulle ook al wil, enige plek deur die wêreld, en kyk na die honderde dinge wat hy gesê het. Sekerlik weet ek waarvan ek praat. Nie vir myself nie, Christus hier binne. En ek vertel julle die waarheid, vriende, as jy sterf sonder om wedergebore te word, is jy verlore. Jesus het gesê, as iemand nie gebore word uit die water en gees nie, sal hy op geen manier in die koninkryk ingaan nie. Maak nie saak hoe goed, hoeveel jy inbetaal het aan watter kerk jy behoort, wat jou affiliasie was, wat jou sosiale posisie was, wat jou moeder en vader was, wat jou pastoor was nie. Tensy 'n mens wedergebore word, sal hy nooit die koninkryk van God sien. Ons het daar Emilie geneem nou die dag, julle dit van hier oorkant by die boerdery gesien. Een van hulle was 'n volmaakte mieleput, elke hoeveelheid kalsium, alles wat in daardie put was in hierdie put. Een is op die land gekweek en die ander een nie, en 'n handvol uit elkeen. Hulle het hulle begrawe. Daar was die een wat nie gemaak is met elke bestanddeel wat in die ander een was nie gemaak, dieselfde gevorm en alles. Nie een van hulle het opgekom nie, maar elkeen van hierdie het opgekom. Hoekom? Hulle het 'n kiem van die lewe binne in hulle gehad. Daar's nou mans en vrouens hier vanaand en oor die wêreld wat na hulle kerke toe gaan, behoort in die kerk, bly om Christene te wees, en het nie die kiem van die lewe binne in hulle nie. Hulle kan nie opkom nie, daar's geen manier vir hulle om op te staan nie. Moenie mislei word nie, vriend, weeg jouself. Dit hang van jou af, dis binne in jou, dis jou besluit. Mag die Here julle seën terwyl ons hoofde buig. Vader, hierdie onderneming vanaand, ek moes harde dinge sê, rowwe dinge, wat hart sny. Maar U het gesê die evangelie is skerper as 'n tweesnydende swaard. Het selfs dring tot die murg van die been en onderskeier is van die gedagtes van die verstand. God verhoed dat ons enigiets minder as dit sal hê. Ons dank U vir die uitverkiesing, ons dank U dat U ons geroep het. En nou in ons harte het die Heilige Gees ons al hierdie jare bewaar. O, dank ons U. Onuitspreeklike genade om te dink dat ons uit die slote van die sonde opgekom het, ver in die verlede, en hoe goed dat U vir ons was. U het hierdie mans en vroue lief wat nou hier in die wêreld is, in die wete dat dit nog net 'n paar omwendelinge van die son is, en dit dan te laat sal wees. En een van hierdie dae sal dit te laat wees. Hulle sal afgesny word en so vinnig sonder oplossing, sonder genade.
En U het gesê dat U net sal lag vir hulle ellende. En te dink aan hierdie wêreld, een van hierdie dae gaan die stormwinde oor hierdie ou wêreld waai wanneer dit opgeblaas word met 'n atoombom, wat daaroor kan lê in die sweer van die son. En die tierende winde wat oorwaai 500 jaar van vanaand af. En daar sal grafstene onder daardie sand wees met miskien ons name op hulle. Oor kan lê in die gemaal en geskree en die winde en die warm skroeiende hitte van die son. Maar waar sal ons arme siel wees? God mag hierdie die aand wees wat een of ander ewige bestemming bepaal word. Skenk Here dat elke sondaar hier binne, daardie mans en vroue en jong vroue en so voort, hulle hande opgesteek en gesê het hulle was sondaars en hulle wil onthou word in gebed. O God, mag die Heilige Gees dit net nou skenk. En mag hulle Jesus Christus as hulle verlosser aanvaar, gevul word met die Heilige Gees. Skenk Here dat hierdie afvalliges en hierdie wat koud is en hier verlaat het, mag hulle vanaand aangehardloop kom soos 'n klomp kinders wat dood is van die honger na die tafel van God toe hardloop sê, ek wil gevoed word, en mag U dit doen, Here. Dankie vir hierdie dierbare heiliges van God wat hulle hande opgesteek het en deur trane en gebed en aangaan, hulle getrou gebly het tot hierdie uur. Teen hierdie woorde vanaand, Here, al het hulle gegaan van een kant van die Bybel na die ander een en heeltemal misvorm. En miskien kan U dit regmaak in hulle verstand, Here. Dit was nie vir my die eerste keer vir my 7 jaar, Here, om hierdie te probeer. En ek bid nou dat U ons almal môre aan sal terugbring, selfs met meer, en mag die Heilige Gees hier wees. En baie van hierdie hier vanaand 'n besluit maak en gered word. Môre aan terugkom verheug en gelukkig, skenk dit, Here, op die Vader se nek val, soos Josef het, Here. Die Vader soen en sê, dankie Here dat U my gered het. Skenk dit, Here. Mag iets nou plaas, want ons bid hierdie seëning dat U ons sal verdaag uit hierdie diens, maar nooit uit U teenwoordigheid nie. Mag ons blymoedig juigend terugkeer môre aand om kosbare gerwe te bring, want ons vra dit in Christus naam. Amen. Christen vriend, ek is jammer dat ek al hierdie tyd gehou het. Ek's baie jammer, môre aan beplan ek om 9 uur te verdaag indien moontlik. Ek moes net 'n bietjie hard praat en ek kon dit nie help nie. Julle het my lief in elk geval nie waar nie. Ek het julle lief. En dis net vir julle beswil. Nou sal ons staan. Goed, neem die naam van Jesus saam met jou akkoord. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give. Wil julle met môre op die telefoon kom? Kry een of ander sondaar man, bring hom hier na toe, kom terug, sê vir die pastore, kom aan nou. Laat ons by mekaar kom in 'n ou tyd se herlewing hê. Ons sal uitgesorteer wees binne 'n aand of 2 nou, so ons sal voortgaan en 'n lekker tyd hê. Skud nou mekaar se hande. May the grace of God and the fellowship of the Holy Spirit. Nou mag die genade van God en die gemeenskap van die Heilige Gees op julle rus en bly van nou af tot ons weer ontmoet in Jesus naam. Amen. God seën julle nou, julle is verdaag in God se liefde en seën. Nou al julle lidmate van die tabernakel, skud hande met hierdie mense hier. Maak seker dat elkeen van julle hulle hande skud, hulle terug verwelkom. May the Holy Spirit do the same. Mag die Heilige Gees dieselfde doen. Nou maak net op, vergeet al julle verskille en maak op. Goed. At the name of Jesus,